Go na le ditsela le di-technology tse ntsi tsa go godisa temothuo. E nngwe ya ditsela tseo ke technology e ntšha Feed Grow. Ke ka mo re etetseng L4M Farm mo Bronkhortspruit mo re tlo kopanang le motšha o sebedisang yona technology eo. Lebitso la gae yena ke Wayne Dippenaar. A utlweng gore reng. L4M Group ke polasi ya molempotlana wa go lema kua Bronkhortspruit dikilomitara tse 50 go tloga Tshwane. Mokgwa wa bona wa feedlot o a šoma ebile o boloka mašheleng mme tsela tša bona tša go šoma di ka fa balemi ba bantši dikarabo tšeo ba di nyakang. Hi Wayne. Adina, how are you? I'm good, thank you. How are you? No, I'm fine, thank you. You ready to show me around? Yes, I am, definitely. Nou, ons het in 2007 het ons die plaas gekoop en toe het ons begin kyk na 'n voerkraal, maar ons moes kyk na nuwe maniere om te voer. Toe het ons in 2013 het ons by Nampo afgekom op hierdie Feed Grow stelsel. En ons sê hoor hierso, hierdie lyk nou 'n fantastiese manier om die ding te doen. En toe het ons begin met ons eerste container en van daar af het ons net begin gas. 4 years later, you're happy. Definitely, ons is nog al die pad, geen spyt oor enige van ons goede nie. When you have over 100 hectares of your own land, you have 250 cattle, you have other animals that you also have here on the farm, and on top of all of that, you have your own abattoir. Why was it so important for you to have full control over your value chain of the business? Nou sien met enige ding, jy wil kontrole hê oor die besigheid nou. Nou ons het gesien soos wat ek nou aangegaan het deur hierdie hele ding. Daar is baie middelmanne tussenin wat op die uiteinde van die dag geld vat en in hulle sakke druk en die boer dra al die risiko vir niks toe. Jy verstaan? So toe het ons besluit om ons eie diere te kan verskaf, ons eie diere te kan voer, die voer self te kan produseer en dan natuurlik ons eie vleis te kan slag met die abattoir nou en dan direk aan die eindverbruiker. So hoe meer van die waardeketting ons kan besit, hoe meer is ons in beheer. En hoe beter op die einde van die dag die margins wat ons maak op die diere dan. And keep all the money. Keep all the money. Makes sense, fair enough. What is Feed Grow? Okay, nou die Feed Grow is 'n container waarin jy die garspruite inlaai en dan na 6 dae gee hy vir jou garspruite wat jy dan vir jou diere kan voer. I understand that you get your sprout seeds from a certain beer brand. Can you please tell us how that works exactly? Okay, nou soos wat ons aangegaan het deur die jare, nou het ons kontrakte gekry met mense wat bier produseer. Nou hulle het 'n sekere kwota saad wat hulle moet inkry. Nou dit wat oorskot is dan nou moet hulle dan nou in die mark vrystel. En ons het nou 'n kontrak met een van daai vervaardigers gekry om dan hulle oorskot van die saad te kan kry. Wayne, why barley and not, I guess, I don't know, something else? What are the nutritional values that it has for your livestock? Wel, die oorspronklike ding waarmee ons begin het, ons het gekyk na kostes op 'n voerkraal, want in 'n voerkraal, jou kostes op jou voer is een van jou belangrikste dinge waarna jy moet kyk. Toe het ons gedink, okay, maar ons moet kyk na goedkoper maniere. Nou die Feed Grow stelsel is jy kan daar's 'n paar goed wat jy in die stelsel kan sit. Byvoorbeeld nou soos die garspruite, jou barley, of jy kan wheat ook doen, maar die barley is die ene wat die beste gewerk het nog al die pad. Ons het toe later gevind dat die barley, die garspruite, die groei van die diere verbeter in jou voerkraal. Die diere is baie gesonder en dan dit maak die vleis van jou bees ongelooflik sag. Really? So die kwaliteit van jou vleis raak ongelooflik goed. En dan dit maak 'n sekere marbling wat ons ook eers later gesien het in die vleis, wat klein vetspikkels is tussen in die vleis. So do I have the right to demand that my steak be marbled? Like if it's not marbled, can I say, it's not marbled, take it back? Can I be that person? Jy kan, definitief. Jy moet vir hulle sê, jy soek 'n marble gevoerde bees. See what knowledge does. Now I can be that person who does that. Please tell us, when you've grown your sprouts in 6 days, do you just then feed it to your livestock, or is it just a bit more complicated than that? As jy 'n bees voer, is daar sekere rantsoen wat jy vir 'n bees moet gee. Byvoorbeeld nou soos daai barley, dis 'n nat voer, dis 'n groen voer. Nou ja, 'n bees het 'n droë voer soos 'n raffie het hy ook nodig. Nou met ons droë rantsoen wat ons nou voer, het dit ons omtrent tussen 8 en 9 maande gevat om die verskil tussen die twee om saam te kombineer en dan 'n ordentlike voer uit te sit. So dis nie 'n ding wat dadelik kon gebeur het nie, dit het ons tyd gevat om die hele proses uit te figure. Okay. Is this something you've always known, or did you have to learn it over time? Nee. Kyk, die groot ding is dit kom maar met tyd.
Jy kan nie nou dadelik besluit dit is hoe jy dit gaan doen en verwag dat jy wel baie goeie resultate gaan hê nie. Nou omdat ons die diere elke tweede week almal skaal, kan ons sien hoor jy sommer dit is hoe die groei lyk. En toe het ons begin kyk, okay, vir hierdie 2 weke voer ons soveel persent van die baliespruite en soveel persent van die droërans van dit dry ration. En toe het ons begin sien okay, maar hierdie weke groei hulle nie en so begin hulle beter groei. Toe het ons gevind dat die balie, die garspruite, hoe meer dit raak en hoe minder jou droërans raak, hoe beter dit groei op jou diere en hoe goedkoper ook. Wa gešo re šatše re thomile go bona tše botse ka mokgwa o khwi gantši go tšweletša nama bakeng sa letseno mo feedlotong go hloka diphoofolo tše dintši kudu ka nako ka moka go kgona go tsentšha letseno la go ka iphediša. Ka morago ga papatso re boela mo polaseng ya Wayne go bona gore o godiša jwang dibali tše khwi mo polaseng ya Wayne Dippenaar gausi le Bronkhorstspruit re ithuta ka tsela ye makatšang kudu ya go tšweletša dijo tša dikgomo mme tsela e ke bolelang ka yona ga sa ya tlwaelega mo Afrika Borwa. Go kgona go thibella malwetši go bohlokwa go swara felo la go godiša dibjala skono ka go hlatswa ditray tše khwi ka chlorine le ona metsi. Ke ge fela ge di hlatswitše mo ditray tše khwi di ka lokelang peo tše fresh. Le ikontena yethu e-double itshalwa ekuseni si utsha ko-9 yabe sifanele ukuthi seyiphelile ukutshalwa. Sisuka lapho sesiya kule engale encane leyana isikhathi sayi-12 ngokuthi into zakhona sihamba ngesikhathi engale ngeka-12 which means by 11 ngiyabe sengiyitshalile futhi le engale. Sitshala kabili ngelanga, sitshale ekuseni, sitshale entambama. So die groter container gaan so 200 kg se gars vat en die kleiner container so 100 kg se gars. Nou die verhouding tussen die twee is so 1:6. So vir elke kilogram se saad wat jy in die container insit, gee hy vir jou 6 kg se baliesprouts in die einde as jy uitlaai. So wat ons dan daagliks saam produseer is so 1.8 ton se baliesprouts elke liewe dag vir die diere wat ons hier so het. En dit vir wat ons nou nodig het is basies amper net genoeg. Ons het amper te min. Please explain the 6-day growth process of these seeds. Okay, so ons laai 2 keer 'n dag, laai ons saad. Nou hierdie sal dan in jou oggendene wees en hierdie sal dan in jou middagene wees. Okay. So daar's 2 trays per dag. Right. Nou met jou eerste dag kan jy sien hy word net nat en hy begin net klein bietjie begin hy ontkiem, maar nog nie heeltemal nie. Ja. As jy nou kom na dag 2 toe, sal 'n mens nou sien die saad begin ontkiem. Okay. Okay. Dus as jy nou daar kan sien daai wit gedeelte daar. Yeah, I can see it. Is soos wat hy die wortels begin maak. Hierdie sal nou 'n bietjie later deur die dag wees waar die wortels nou begin uitkom en hy groei. And there's already a huge difference. Groot verskil. Ja. Dan as jy nou hier kom by dag 3, sal jy nou sien die begin van dag 3, hy begin opstaan en hy begin so tipe van 'n mat vorm soos wat die wortels begin groei. Aan die einde van dag 3 sal jy sien hy's besig om die sprouts te maak. Yeah. Dan as 'n mens nou gaan hier na dag 4 toe, sê jy nou sien ook sy sprouts raak nou 'n bietjie hoër en hy begin nou al 'n mat vorm. Knitting together very well. En dan hierso die sprouts kom ook nou al heelwat aan. Sien nou, dit is waar die groot geheim lê. All the nutrients right there. Okay. Dan so gaan ons nou aan na dag 5 toe kan jy nou sien hy raak nou al die sprouts raak nou baie groter, die mat raak nou al heelwat dikker en die spruit en die goed begin ook nou al heelwat langer raak. Dieselfde aan hierdie kant, hier is die einde van dag 5. So hy begin al naby raak aan sy laaste dag. Dan as mense kom by jou laaste dag, sal jy nou sien met die ligte en die goed wat daar is, begin hy groen verkleur. So deur sy hele 6 dae is hy heeltemal geel. Okay. Maar dan op die einde sal hy nou begin groen raak. Right. En dan hierso kan jy nou sien as 'n mens nou hierso vat, die wortelmat raak ook nou heelwat dikker en die voedingswaarde van die gars is in hierdie mat hierso. Yeah. Soos wat jy kan sien nou daar. Sure, it's so pretty. I also want to eat it. Bona inkayang in just 6 days. What an impressive process. Obviously, like khono eja because kaya di khomo. But in just 6 days, di khomo di a fepiwa, di a nona, di ba le dikotla go fepa rona. Dihlahlobo tše malwa ka ga dikotla tše leng gona mo dibjaleng tše khitša bali di bontše gore dibjala tše di na le metabolic energy le yona protein gape le di-vitamin tše dintši kudu tše kgahlišang ke re le tšona di-minerals.
Se segolo sa go ba se se botse kudu ke gore diphoofolo di kgona go ja dijo tse di bobebe go na le gore di ja dijo tse thata tša go theoga ka thata. Se se bohlokwa go feta gona fao ke gore di-starch tše bohlokwa le di-protein tše hlokwago ke dikgomo bakeng sa phepo meleng ya letšatši ka letšatši di kgona go fihlelela di-digestive system tša dikgomo. Sebjala se khisa bali se ka šomiša go fepa diphoofolo tše dingwe gape tša mo polaseng. Okay, nou vir ons, die Feedgrow het definitief 'n positiewe impak op ons besigheid gehad. Die eerste rede was omdat dit definitief 'n goedkoper manier is om te voer. Die ander ding was ook die kwaliteit van ons beeste en die groei wat ons gekry het op die diere is soveel beter. Ja. Nou die oorspronklik jou negatiewe aan die een kant, dit is baie duur om mee te begin. Maar as jy vat oor 'n langer termyn, is dit definitief die beter manier om te gaan. Ja. Want jou voerkostes is baie laag. Okay. Se sengwe gape se kgatlhišang ka polasi yekhwi ke meago ya bona ya go swara dikgomo ya go etelela pele. Felo lekhwi la sejwalejwale la go šomiša thekenoloji ya go etelela pele le kgontšha tshwaro e kaone go swana le yona inspection go kala le yona inoculation ya dikgomo tša bona. Moago okhwi o fokotša mathata a stress mme sekhwi se netefatša phepo meleng mo dikgomong tša bona le lethabo ka ntle le ditshwenyego. Godimo ga fao ba na le selaga sa bona gona fakhwi mo polaseng ya bona mme ge setse o tsebile sona o di tsebile ka moka gona fakhwi. Okay, hierdie is 'n rural abattoir. Nou die enigste rede hoekom ons 'n rural abattoir mee begin het, is omdat 'n mens nie 'n EIA nodig het van die begin af nie. EIA is 'n Environmental Impact Assessment. En wat dit beteken, dit is nou net dat die mense moet kyk of jou grond en jou water en jou bloed als nie kan besoedel word nie en dat dit op die regte manier van ontslae kan raak. Nou die rede hoekom ons die rural abattoir begin het, is sodat ons dadelik kan begin. Die EIA wissel van enigiets van 18 tot 36 maande wat dit vat om die lisensie te kry. So dit vat ongelooflik lank. Maar wat daarom nou lekker is met die rural abattoir, vir die hoeveelheid beeste en die goed wat ons hierso het, kan ons 2 groot eenhede dagslag. Nou wat dit beteken, 2 eenhede is of 2 groot beeste of 12 skape. Ons doen glad nie vark. Right. Thina kuze siqale siyiprocess njalo sesisebenza nje kufanele ibe kumathi ukubanda kwayo kungabi ngaphezulu kuka 7 degrees ibe ngaphansi kwe 6 ibe ngaphansi kwa 7 degrees kulapho ke sivumelekele khona ukuthi iyaphuma efrijini mase siyicheke leyo temperature bese mayiphuma efrijini siyayikala kuqala siba nama weights ayo yonke inyama esizayiprocessa nezothengwa ihambe kanjalo. Hierdie is nou die T-bones wat ons nou begin opgesny het vir ons kliënte nou. Nou soos wat jy nou kan sien, jy sal sien hier's wit spikkels in die vleis, né? Nou dit is die beginfase van die marbling. En dit word veroorsaak deur die baliespruite. Nou hierdie ene is nog 'n baie jong beeste, hy was nog nie baie lank op die balie. Nou die beeste wat ons bietjie langer gevoer het op die balie, wys baie definitiewer marbling. So all this fat in between the meat is because of the barley sprout that we saw earlier. Njengalapho ke silungisela ama-order ngendlela abacele ngayo senza i-T-bone steak njalo niyibona i-ram steak sezayikhatha nayo i-mince kwaba i-mince meat kuma-trimmings nevos izimbamba ama-short ribs nawo siwakhatha nje siwapakishe kanjalo. Sometimes bafuna siphakethele ngama-1 kg or 500 gram or whatever la bacela ngayo or maybe 2 steaks in a vacuum pack sikwenza kanjalo ngaleyo ndlela. Which markets do you supply? Okay, wel op hierdie huidige stadium het ons 'n paar markte aan wie ons verskaf. Daar is 'n paar slaghuise hier in Bronkhorstspruit vir wie ons verskaf en dan in Witbank ook. Maar ons hoofmark is dan nou vir die eindverbruiker. So dit is nou maar net aan die publiek direk. So hulle bestel dan in die begin van die week sal hulle byvoorbeeld goed begin bestel en dan ons maak dan net die bestellings vir hulle op en dan hulle kom haal dit dan net af. Nala mafutha ewamixela ungeke ubone ungazi ukuthi imsipha kanti ngamafutha mase uyibraya isoft ikahle kakhulu.